Ons gaan vandag afsluit in die 7 reeks. Ek het met julle gepraat oor die 7 kruiswoorde, 7 maal wat Christus op die kruis gepraat het, né? Hy het 7 stellings gemaak op die kruis. Ek het met julle gepraat oor die 7 vrese wat Christus oorwin het op die kruis, wat eintlik van Golgotha, van Getsemane af kruis toe het. Hy was al 7 prominente vrese wat hy oorwin het, en baie van julle het gesê, Robert, ons kan relate daarmee. Ek het hierdie week iemand bedien wat vir 'n groot operasie moet gaan en baie bang is. Bang is vir die pyn en die lyding wat hierdie groot operasie gaan inhou. En ek sê vir hulle, ek gaan vir jou my preek aanstuur. Want dis een van die eerste goed wat Christus vir my en jou ook oorwin het. Dis daai vrees vir pyn en vir lyding. Daai vrees vir daai seer kry. Hy het dit vir ons oorwin. Ek en jy hoef nie bang te wees. Ons hoef regtig nie vrees in ons harte rond te dra nie. Ons kan vrede hê, want hy is die Prince of Peace, né? En toe het ek met jou gepraat oor die 7 ek is stellings wat Christus gemaak het, die 7 I am statements, en dit is ook baie powerful uit die boek van Johannes uit, want daarin gee Christus sy godheid weg. Daarin maak hy dit vir die ouens duidelik met wie hy praat, meestal met skrifgeleerdes en fariseërs gepraat, maak hy dit vir hulle duidelik, dat hoor jy, hierdie ek is wat Moses na die volk toe gestuur het. Ek is, daai ek is. En hulle het op hulle tande geknars en hom gehaat daarvoor. En dit leer my en jou ook iets, né? En ek het vir julle gesê laas keer. Baie keer, meeste van die tyd, wanneer die Here iemand in ons lewe instuur, dan herken ons dit nie as iets goeds nie. So kyk dit baie keer mis. Eers na die tyd dan besef ons, wow, die Here het daai persoon in my lewe ingestuur as 'n blessing. Na die tyd dan besef ons eers, ek het die Here mis, ek het die Here gemis dan. En dit leer my en jou om bietjie meer sensitief te wees en om nie te dink dat God werk net op hierdie manier nie. Een van die grootste dinge wat in die jaar 2000 of wat noem ons hier, is dit die 21ste eeu of waar is ons nou? 21ste eeu. Een van die ergste dinge wat nou in die 21ste eeu aangaan, is dat kerkisme, en dit is sommer nou 'n woord wat Robert uitgedink het, nee, kerkisme het nou gekom. So nou is daar denominasialisme, nee, denominationalism. Met ander woorde, hierdie denominasie is reg. Nee, hierdie denominasie is die waarheid. Nee, hierdie denominasie is die waarheid. Nee, hierdie ouens het die volle waarheid. En aan die einde van die dag het ons almal 'n gedeelte van die prentjie en leer Efesiërs 3 vers 10 ons dat saam as die liggaam van Christus maak ons die menigvuldige wysheid van God aan die skepping bekend. Saam. Niemand van ons het 'n arrive nie, julle. Ons is almal op 'n journey. Ons almal is op hierdie ontdekkingsreis saam met die Here. En dis wonderlik om op daai reis te wees. En wanneer jy op hierdie reis is, dan elke nou en dan kom maar waarhede, kom maar openbarings uit God se woord uit wat jou oog gaan oopmaak, wat jy gaan sê, laat sê, wow, ja, dis amazing, Jesus, dankie. En ek dink een van die goed wat ons waardering voor verloor het, is die bloed. Die bloed. Dis wat minder oor gepreek word, dis wat minder oor gesing word, want mense het nie meer waardering vir die bloed van Jesus nie. Hulle verstaan nie hoekom die bloed van Jesus so belangrik was nie. Hulle verstaan nie hoekom Christus so verskriklik moes ly nie. Dis hoekom ek so geniet om oor te preek, want daar het ons nou gister 7 boksertjies gehad wat gaan gradeer het, en almal het geslaag, so hulle kan nou in toernooie begin deelneem, né? En die wonderlike ding is dat ek sê vir hulle, dis seker een van die eerste graderings waar ek is, waar daar nie 'n druppeltjie bloed was nie. So wil julle het almal gradeer en almal 'n bietjie hout in die kop gekry en so, maar niemand het gebloei nie. En as jy nou vir hulle vra hoe dit gevoel om hout in die kop te kry, kopskerm en al, dan gaan hulle vir jou sê, Jesus oom, dit was bietjie rof. 'n man het sommer vir my reguit na die tyd gesê, Jesus oom, daai ou het vir my getimmer. Hy sê daai bewe soos hy sê, joh,
ek het pak gekry, ek het sweeties gekry ook. Ek sê vir hom, ja, maar dis 'n journey. Nou is ek seker ek het my boksers beter begrip, ook vir die lyding wat Jesus vir hulle deurgegaan het. Dat soldate, volwasse mans, hom in die gesig geslaan het met die vuis. Dat hy gebloei het, dat sy oë toe geswel was, dat sy kop 4 keer die grootte geswel het van 'n normale mens se kop, dat hy inwendige bloeding gehad het, dat hy interne bloeding gehad het op sy brein, nee, dat sy hele liggaam verniel was. Nou het hulle meer waardering daarvoor. Want nou weet hulle hoe voel dit om net 'n hout te kry met 'n kopskerm en 'n handskoen aan, en dan sien jy sterretjies. En dan hoor jy, joh, wat het nou gebeur? Nou verstaan hulle, hoe verskriklik moet dit wees, as iemand 'n sak oor jou kop trek, en jou van een of ander kant af met 'n kalfvuis in die gesig slaan, op hulle hartste, en vir jou sê, wie het jou geslaan? Profeteer, sê vir ons. Die verskriklike lyding wat ons Here Jesus deurgaan, goedjies wat ons lees, maar ons lees dit, maar ons, dit sink nie in nie, totdat ons regtig begin oor dit praat. Dan sink dit in, dan besef ons, wow, Jesus was nie hierdie liewe Jesus sagteer nie. Hy is sagmoedig. Maar sagmoedigheid is nie 'n weakness nie. Sagmoedigheid is soos die ou teen wie Rousseau geskerm het. Rousseau is 'n groot seun, is super heavyweight, né? 110 kg, en hy teen 'n ou geskerm wat bietjie kleiner as hy was, wat seker swaar gewig min of meer is, maar 'n baie ervare bokser, en die ou was hom baie genadig. Die ou het net sy houe afgekeer, en dan elke nou net vir hom gewys, ek sal jou daar kon slaan, ek sal jou daar kon slaan, ek sal die ou het hom nie seer gemaak nie, ou kon hom katswing geslaan het as hy wou, ou kon hom sy tande laat optel het as hy wou, maar hy het nie, hoekom? Mens noem dit sagmoedigheid. When you have the power to hurt someone, but you don't. Jesus het die vermoë gehad, toe hy daar staan en hy praat met Pilatus, het hy die vermoë gehad om sy engele te roep en die mensdom te verwoes. Maar hy het gekies om dit nie te doen. Hy is nie die swakkeling nie. Toe hulle hom geslaan het met daai sweep, 39 houe, het hy nie een keer 'n woord gesê nie. Hy het nie gesê, Eina, Elchie, hoekom doen julle dit nie? Niks nie. Nou enigiemand wat al lyfstraf gehad het, sal vir jou sê, wanneer jy 'n hou kry met iets soos 'n sweep of 'n rotting of so, dan is dit baie moeilik om nie te sê, Eina of Elch of dit is baie moeilik, maar die woord sê, hy was stil soos 'n lam wat geslag word, hy het nie 'n woord gesê nie. Hy het daai lyding verdra vir jou en my. So vandag gaan ons spesifiek net kyk na die 7 maal wat Christus op die kruis gebloei het, om die 7 reeks af te sluit. En kom ek lees vir jou eers uit Hebreërs hoofstuk 9, jy kan saam met my lees, ons gaan van vers 18 af lees. Onthou Jesus, en dis wat Hebreërs 'n amazing boek maak, Jesus was die lam van God, wat gekom het vir die sonde van die wêreld. Met ander woorde, hy was die offer vir die mens se sonde. Maar hy was ook die hoëpriester in die orde van Melchisedek, die ewige orde van Melchisedek, wat ook die offer of die offerhande aan God moes bring. So hy was die lam en hy was die hoëpriester. Hy is die enigste een wat in die teenwoordigheid van God in kon gaan, in die holieste holies in, om daai bloed, daai versoeningsbloed, op die versoensdeksel, op die mercy seat te kon uitgiet. Niemand anders kon dit doen nie. Een van ons kon nie gesê, okay, kom ek vat gou die bloed van Jesus en ascend into heaven en sprinkel dit gou nie. Nee, ons kon nie in die heiligdom van God in nie, as gevolg van ons sondige natuur. Slegs hy kon dit doen. So hy is die lam van God en hy is die hoëpriester. Is dit nie amazing nie? So kom ons lees in Hebreërs 9 en dan volg julle mooi saam met my. Hebreërs 9 vers 18. Hence even the first covenant was not ratified without blood. Met ander die eerste verbond wat God met die volk gehad het, was ook 'n bloedverbond. Daar was ook 'n dier geslag en middeldeur gesny. God se oorspronklike verbond met Abraham het bloed ingesluit. Die verbond na dit, die Mosaïekse verbond, het bloed ingesluit. Elke keer wanneer daar 'n verbond was daar bloed. Iets moes sterf. Okay. Elke keer wanneer daar sonde was daar bloed.
Sonder bloed was daar nie vergifnis van sonde nie. So, dit sê hierso dat selfs die eerste verbond het bloed gehad. It was not ratified without blood. Met ander woorde, dit was nie legal sonder bloed nie. Vers 19 sê, for when every commandment of the law had been declared by Moses to all the people, he took the blood of calves and goats with water and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people, saying, this is the blood of the covenant which God has commanded you. In the same way, he sprinkled with blood both the tent and all the vessels used in worship. Wat 'n gory prentjie. Daai tabernakel, daai tent waarin Moses hulle offerandes gedoen het en waarin Moses hulle die Here gedien het. Alles was met bloed besprinkel, hoor? Wanneer hulle daai ding geoffer het, alles was met bloed besprinkel. Die mense was met bloed besprinkel, die tent was met bloed besprinkel, alles was besprinkel met bloed, want die bloed is wat dit geheilig het. Dis gory, né? Imagine hoe daai plek geruik van al die bloed. Hy sê, indeed, under the law, almost everything is purified with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Onder God se Mosaïese wet was daar nie vergifnis vir sonde sonder 'n sondeoffer nie. Daar moes bloed gevloei het. En daar moes iemand in die ampt van hoëpriester aangestel deur God daardie bloed dan besprinkel. Meer as dit, eintlik moes hierdie persoon dit 7 maal sprinkel. Ons sal dit net nou lees. Vers 23 sê, thus it was necessary for the copies of the heavenly things to be purified with these rites, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. Wat sê hy? Hy sê, net soos daar 'n tabernakel was en alles wat op die aarde was, net so is daar 'n hemelse tabernakel, mercy seat, daar's 'n hemelse voorbeeld. Dit wat God op die aarde vir Moses gewys het, presies dieselfde het Christus vir ons in die hemel gaan doen. Hy het opgegaan as die lam van God, hy het sy bloed gevat as die hoëpriester van God en hy het sy bloed vir die Vader gaan offer. Vir my en vir jou. Dit wat ek nie op aarde sien, is daar 'n hemelse voorbeeld ook van. Hy sê, vers 24, for Christ has entered, not into a sanctuary made with hands, a copy of the true one, but into heaven itself, now to appear in the presence of God on our behalf. Nor was it to offer himself repeatedly, as the high priest enters the holy place yearly with blood on his, not of his own. Hy sê, Christus het eenmaal gesterf vir die sonde van die wêreld. Onder die wet van Moses, elke jaar moes die hoëpriester ingaan en bloed offer. Christus het dit eenmaal gedoen. Hoekom? Want dit was nie 'n bok of 'n stier of 'n ram wat geoffer is nie, dit was hy self. Vers 25 sê, nor was it to offer himself repeatedly as the high priest enters the holy place yearly with blood not of his own, for then he would have to suffer repeatedly since the foundation of the world. But as it is, he, Christus, has appeared once for all at the end of the age to put away sin by the sacrifice of himself. And just as it is appointed for men to die once, and after that comes judgment, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him. Wanneer Jesus weer terugkom, is sonde nie die ding waaroor hy hom gaan bekommer nie. Hy kom terug om die te haal wat in hom glo. Hy kom terug om die te haal wat hulle vertroue in hom gesit het. Sonde, die issue van sonde, die sonde van die mensdom, daar's 'n prys daarvoor betaal, 'n duur prys. Die prys van ons Here Jesus Christus. En wanneer die mens dit net kan besef, dat ek is gekoop deur die bloed van Jesus, dan sal hulle waardering hê daarvoor hopelik, en dan sal hulle hom volg en hom dien.
En as hulle dit nie doen nie, wanneer hy terugkom, is dit nie, ai shame, ag foei tog, ag jete, nee ek verstaan, ek weet ja, jy het baie verwerping beleef, jou lewe was baie moeilik, ek verstaan, nee, hoekom nie? Want al die goed wat ek en jy beleef het, het hy vir ons beleef. Al die goed wat hy beleef het, abandonment, rejection, op die kruis, my God, waarom het u my verlaat? Seun, daar is jou moeder, moeder, daar is jou seun. Elke tipe verwerping, elke tipe abandonment, elke tipe lyding waarin ek en jy kan dink, vernedering, seer, smart, vrees, elke ding het hy beleef namens by jou en my. Sodat ek en jy nie deur daai goed mee gepoeik hoef te word nie, maar dat ons in geloof in hom nog steeds kan lewe. Dit is so belangrik dat ek en jy hierdie goed verstaan, want anders dan maak ons verskonings. Verskonings, jy weet, elke keer as ons nou deur 'n rowwe patch gaan, jesie, dan backslide ons baie mile, nee. Ja, dan backslide ons gaan kyk hoe naby aan die hel kan ons lewe. En dan wil ons dit justify, dan wil ons dit regverdig deur vir die Here te sê, ag, my Here, jy verstaan nie. Die lewe is moeilik. My baas is so lelik met my. My vrou gedra soos 'n draak. Nee? Elke ding waarmee ek en jy te doen kry, het Christus mee ook te doen gekry en gedien. En ons, wanneer hy terugkom, gaan daar nie verskonings wees nie. Daar gaan net wees, waarom het jy nie die evangelie geglo nie? En wie die mense wat 'n valse of 'n partial evangelie aan mense verkondig. Wie die persone wat vir mense nie die ware evangelie gee. Jammer vir hulle, ek voel sleg vir daai mense. Want hulle gaan God se wraak beleef. Dis een ding waarmee ek en jy nie lol nie, is met die evangelie. Nee? Ons maak dit nie halwe goeie nuus nie. Ons maak dit nie Jesus plus nog 'n bietjie iets anders ook nie. Dis Christus gekruisig, Christus opgewek. Dis die goeie nuus. Jesus did it all. Toe hy op die kruis gesit het, hy gesê, it's finished. Hy het nie gesê, wait a minute nie. Hy het nie gesê, almost done nie. Hy het gesê, it's finished. Klaar, volmaakte werk, die wet en die profete, voltooi. So, wanneer ek in Levitikus 16:14 lees, dan sê ons dit sê, dat die hoëpriester sal van die bloed vat van die bul, he shall take some of the blood of the bull, and sprinkle it with his finger in front of the mercy seat, and before the mercy seat he shall sprinkle the blood with his finger 7 times. So ons sien dat die nommer 7 kom al van die Ou Testament af, baie keer wat dit toegepas word. Dat die mense 7 maal met die bloed besprinkel word, dat die mercy seat 7 maal met die bloed besprinkel word, en voordat julle sal oral sien in die Ou Testament was daar hierdie ritueel wat hulle gedoen het. Hulle sou byvoorbeeld as iemand melaatsheid gehad het en hy het gekom vir vergifnis vir sy sonde en hy kom na die hoëpriester toe, dan sit die hoëpriester bloed aan sy regter oor sodat hy God sal weer gehoorsaam. Bloed aan sy regter duim sodat hy weer sal doen wat reg is in die oë van die Here. Bloed aan sy regter toon sodat hy weer sal wandel in die weë van die Here. En dan daarna sit die hoëpriester olie op sy regter oor, sodat hy kan die krag hê om God te gehoorsaam. En olie op die bloed op sy duim, sodat hy die krag sal hê om te doen wat God hom vra om te doen. En olie op sy toon na die bloed, sodat hy die krag sal hê om te wandel waar God wil hê hy moet wandel. Jy sien, eers kom daar die bloed, die vergifnis van die sondes, dan kom daar die salwing van die Heilige Gees, die bloed. Eerste, dan die olie. Ons wil dit andersom doen deesdae in die kerk. We want the gifts of the Holy Spirit, we want the presence of the Holy Spirit, we want the Holy Spirit, but we don't want the blood. We don't want to confess our sin, we don't want to repent of our sin, we don't want to go to the cross, we don't want to believe on Jesus, we don't want to serve Jesus, but we want power. Dit sal nie so werk nie. Dit het nooit so gewerk en dit sal nie so werk nie. Eers die bloed,
dan die olie. Kom eers by die bloed uit, kom eers by die kruis uit. Dat Christus jou eers met sy bloed bespring. En dan sal hy jou kom doop met die Heilige Gees en met vuur. Sodat jy vir hom 'n getuie kan wees. Sodat jy vir hom kan lewe. Sodat jy die geregtigheid van God in Christus Jesus kan wees. So kom ons kyk na die 7 maal wat Jesus gebloei het spesifiek op die kruis en ons almal ken dit, Lukas 22. Dis die eerste maal in Getsemane, verse 40 tot 44. Jesus is in Getsemane. Getsemane beteken die olyfpers, né? So Jesus is die olyf, hy word gepers en dit sê vers 40 toe hy op die plek kom en hy sê vir hulle bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle af afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het gekom en hom verskyn, aan hom verskyn en hom versterk. En vers 44 sê, toe het hy 'n sware stryd gekom en hy het met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. So die eerste maal wat Christus sweet is in die tuin, bloei is in die tuin van Getsemane, hy sweet bloed. En daar's dokters wat sê dat dit is iets wat kan gebeur. Dis 'n toestand van stres wat 'n mens kan ingaan, wat so iets kan gebeur, maar sulke mense oorleef gewoonlik nie daai toestand nie. Hulle sterf daarvan. Die bloed, as jy begin bloed sweet, dan sterf jy. Christus oorleef dit, hy oorleef hierdie ekstreem kondisie van stres en spanning. En hoekom? Die key hierso vir my, onthou ons sê dat die bloed het gekom om my en jou te heilig, maar die bloed was ook die prys, die losprys vir my en jou. So wat sou jy sê, Barry, wat het Jesus hier kom terugkoop met sy bloed? Ons as mens. Die mense wil. Die mense wil om weer God te wil dien. Onthou, die mense het gekies met Adam om God nie te dien. Adam en Eva het gekies om teen God te sondig en God nie te dien. En Christus kom koop met sy bloed terug. Hy sê, Vader, nie my wil nie, U wil. Hy koop met sy bloed terug die mense vermoë om te kies. Ek en jy kan vandag hier sit, ons kan kies om die Here te dien en vir hom te lewe. Jy kan. Jy kan hier uitstap. Jy kan 'n 180 grade draai maak. Weg van jou ou sondige lewe af. Weg van jou ou sondige natuur af. En jy kan 'n vasberade besluit maak om die Here te dien. Jy kan sê, I have decided to follow Jesus and I am not turning back. Jy kan 'n wilsbesluit maak. En daai wilsbesluit, God sal dit honor. Maar dit is dieselfde wanneer jy God verwerp. God gaan daai wilsbesluit ook honor. Met ander woorde, is God onregverdig waar mense hel toe gaan? Nee, God gee dan vir jou wat jy wil hê. Jy sê dan jy wil nie Christus hê nie. Jy sê dan jy soek nie die lam van God nie. Jy sê jy soek dan nie die losprys wat betaal is vir jou sonde nie. Wat bly oor? Net een ding, die ewige dood, die hel. So jy volunteer om hel toe te gaan. Dis nie God wat jou daarna toe stuur nie. Hy gee vir jou volgens jou wil. Jy het gekies. God gee vir my en jou die keuse. Dis hoekom baie keer sê mense vir my, o, jy moet hierdie persoon gaan sien, hierdie persoon gaan sien, en hulle ken nie die Here en so, dan sê ek vir hulle, laat hulle my bel. Veral as dit ouers is, sê, nee, maar dit is so dring as ek, laat hulle my bel. Want as daardie persoon die Here wil dien, dan sal hulle vir my sê, pastoor, my lewe is nie reg met die Here nie. Ek wil die Here dien. Nou kom klop ek by jou deur aan, maar jou ma het my gestuur. Jy's 'n volwasse man. Jou mammie stuur jou na my na jou toe. Klop ek aan die deur en sy kwaad vir jou ma. Want hoe kon ma vir my die pastoor gestuur? En jy sê, wil niks aan my uit te waai nie. Nee, dankie pastoor. Mors van my tyd, mors van jou tyd. As jy reg is om die Here aan te neem, bel my. As jy reg is om die Here te dien, bel jy my. Vat bietjie verantwoordelikheid vir jou eie lewe. En neem 'n wilsbesluit om self die Here te dien. Kom ons man up.
Kom ons man up, want daar's niemand anders wat dit vir jou gaan doen nie. Daar's niemand anders wat daai wilsbesluit kan maak behalwe jy nie. Jy is die een wat moet sê, ek glo daai evangelie. Ek maak daai besluit. Jy, niemand anders nie. Dit is jammer om dit vir jou te sê, jy gaan nie hemel toe omdat jou pa dominee was nie. Dit is jammer om dit vir jou te sê, jy gaan nie hemel toe omdat jy in die kerk groot geword het nie. Dit is jammer om dit vir jou te sê, jy gaan nie hemel toe omdat jy 'n graad in teologie het nie. Jy gaan hemel toe omdat jy eendag die evangelie gehoor het en jy het gekies om dit te glo en jy het gesê, I'm going to follow Jesus. I choose Jesus. Dis soos 'n man wat 'n vrou kies. Dis 'n commitment, dis 'n keuse wat jy maak. En Christus het vir ons deur sy bloed heen, toe hy gebloei het daar in Getsemane, het hy vir ons daai vermoë teruggekoop. Hy het ons wil by ons teruggekoop, dat ons weer die vermoë het om God te kan kies. Johannes 1 vers 12 sê, aan elkeen wat hom aangeneem het, met ander woorde, elkeen wat hom gekies het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. We get to choose. Dis wonderlik. Man, ek sê vir julle, dis wonderlik. Dit is een van die fantastiese dinge van God. Dus hy gaan nie jou manipuleer of boelie of dwing om te doen nie. Hy het nie 'n identiteitskrisis nie. Hy het nie 'n selfbeeldprobleem nie. Hy is lief vir jou. Hy het die volkome prys betaal. Hy wag vir jou met oop arms. Maar hy gaan jou nie probeer boelie of manipuleer nie. En ek het 'n groot probleem daarmee wanneer predikers op kansel staan en mense emosioneel opsweep. En hulle maak huil en hulle maak guilt trip en hulle maak skuldig voel en dan in 'n oomblik van emosie vir hulle sê kom neem die Here aan. Want weet jy wat, wanneer dit nie 'n wilsbesluit is nie, en is 'n emosionele besluit, dan hou dit nie. En hoeveel keer het ons dit al gesien? Hoeveel keer het ons dit al gesien? Dat mense in trane, lang trane huil by die Here. Gee dit 'n paar maande en dan waar kry jy? Hoekom? Dit was 'n emosionele besluit. Dit was nie 'n wilsbesluit. Groot verskil. Amen. Nommer 2, Johannes 19. In Johannes 19 bloei die Here Jesus weer. Kom ons blaai daarna toe. Johannes 19 vers 1. Jesus is voor Pilatus en dit sê toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Hy's gegesel, hy's geslaan met 'n sweep met 9 sterte, sy hele rug is oopgekloof, alles is stikkend en die geseling, die lyding wat hy daar verdra het, was vir, hy kom terugkoop, luister mooi, hy kom terugkoop my en jou vrede en my en jou genesing. Hy kom terugkoop ons gesondheid. Hy kom terugkoop emosionele, geestelike en fisiese gesondheid. Jesaja 53:5 sê, He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. With His stripes we are healed. Daar was 'n uitreiling op die kruis. Daai wonde wat hy gelei het, was vir my en jou genesing. Emosioneel, geestelik, maar ook fisies. Wanneer ek en jy daai goed bedink, dan besef ons dat daar is geen kondisie in my liggaam wat die Here nie kan gesond maak. Ek wil julle daarmee bemoedig. Geen kondisie wat die Here nie kan gesond maak. Niks. Ons beperk God. Ons sê, ja, okay, maar daai is TB, dis te erg. Verkoue kan die Here gesond maak, maar TB is te erg. Ons het 'n ou gehad by ons vorige gemeente wat hy het TB gehad. Dit was nie eers meer net in sy longe nie, dit was in sy bene in. Hulle sê gewoonlik waar die TB in jou bene ingaan, dan is dit kobaai met jou. Dok sal nou weet, dok wat daar agter sit sal beter weet. Hy was baie aansteeklik die man, hy was siek. Hy het net gou werk toe gekom om eintlik maar vir ons te sê dat weet dit lyk nou nie goed nie, hy gaan hom maar eintlik moet klaarmaak. Die Here sê vir my stop en bid vir hom. Nou is dit in COVID tyd. So ons mag nou nie aan mense eintlik vat nie en ons het maskertjies op en ek mag nie naby aan hom kom nie en hierdie man het
verskriklike aansteeklike TB en is al in die bene in en hy het eintlik nou hierdie baie slegte verslag. En die dokter sê, jy gaan nie die jaar deursien nie. Die Here sê vir my, bid vir hom. Ek sê vir hom, Billy, can I pray for you? Hy sê, yes, pastor. Ek lê vir hom hande op, Billy lewe vandag nog. Billy lewe vandag nog. 3 maande later, toe is Billy gesond van daai TB, toe kom werk hy weer, toe sê, moet keer daai man niks nie. Toe die Here hom genees. Is enigiets onmoontlik vir die Here? Niks is onmoontlik vir die Here. Kan die Here enigiets genees? Ek is oortuig daarvan. Ek dink, in die tyd wat ons lewe, moet ons net weer die Here begin vertrou, dat hy mense nog gesond maak. Ek dink ons moet, ek het 'n video geshare oor die ouens wat bietjie redeneer, wat se verse is ingesit in die Bybel, wat se verse is uitgehaal. 'n Baie interessante besprekingspunt is Markus 16. Baie van die ouens voel die laaste verse in Markus 16 is bygesit, dit het nooit daar gestaan nie. Ek het gesê hoe ek daaroor voel op 'n video. Julle kan gaan kyk op my Facebook. Dit maak vir my totaal sin dat dit daar was en dat dit eintlik uitgehaal was, dat dit nie ingesit is nie, maar eintlik uitgehaal was. Jy sien, sekere denominasies glo sekere goed nie. En omdat hulle dit nie glo nie, sit hulle dit nie in hulle Bybels. Maar in die oorspronklike Bybels was dit daar. Want die oorspronklike kerk het geglo dat Jesus kan do anything. En die oorspronklike kerk het geglo dat Jesus lewe in my en werk deur my. Omdat hulle dit geglo het hulle radikale goed gedoen. Maar die moderne kerk wil al hoe meer die verantwoordelikheid of die onus van kerk wees, draers wees van Christus se heerlikheid. Ons wil daai onus al hoe meer een kant toe skuif en ons wil sê, ag nee, wat ek is maar net 'n mens met al my flaws en ek het maar al my foutjies en ons mis eintlik alles uit wat die Here vir ons gedoen het. En ons wil eintlik net verskonings maak vir ons sonde en vir elke ander tipe ongeloof wat ons het. Dis hoekom ons pas ons teologie aan en ons verander ons Bybels sodat dit by ons nuwe teologie aanpas. In plaas van dat dit by die oorspronklike evangelie aanpas. En dis scary. So, genesing vir jou kwale, genesing vir jou siektes, daar sit my moeder, ek laai kom oor haar te brek, julle almal weet, 'n jaar terug het sy 11% nierfunksie gehad, en hulle het gesê, as ek gaan met dialyse kry, gaan sy moet kidney replacements kry, super goed, ons het gesê, daar's niks op die ding nie. Daar's niks op die ding nie. Ons het vir hande opgelê en vir haar gebid, en vandag sit sy daar met 42% nierfunksie. Nou, dokter sê baie keer vir jou, wanneer 'n nier doodgaan het, is dit soos 'n battery wat doodgaan, hy's dood, hy sel kan nie weer lewe nie. Wel, ek glo in 'n God wat die dooie goed lewend maak. Daar vir mense gebid wat nie tande gehad het nie, en word hulle wakker aan hulle tande. Nou wat nou? Wat wil jy moet ek vir jou sê? Ons dien 'n God wat die onsigbare sigbaar maak. Ons dien 'n God wat iets vat wat nie daar is nie en dit daar sit. Wat moet ek nou vir jou sê? Wees kwaad vir hom, moenie kwaad wees vir my nie. Hy is die God van wonderwerke. Ek is maar net die een wat dom genoeg is om te bid. Mal genoeg is om hierdie tipe goed te bid. Ek kan nie eens onthou wat het ons daai dag gebid nie, maar ek dink ek spesifiek gebid vir mense met, want die Here het my gelei om te bid vir mense met tandtoestande. En toe kom die persoon terug en hulle getuig dat hulle het nie geld gehad vir nuwe tande nie, toe gee die Here vir hulle 'n tand. So. Sien julle, kyk maar aan die voormaals. Dit is presies waarvan ek praat. Het is tyd vir ons om ons paradigma te skuif. God is groter as wat ons dink. Hy kan doen ver bo dit wat ons kan bid of dink. Ons moet hom vir groter dinge begin vertrou. Nommer 3 is interne bloeding. Hierdie is iets waaraan ons baie min dink. Omdat hy so baie geslaan was daar interne bloeding. Nommer 1 interne bloeding in die sin van sy brein. Daar was 10 een of ander tipe harsenskudding of bloeding op die brein van al die houe wat hy gekry het, al die vuishoue, al die klappe, die stok waarmee hulle hom oor die kop geslaan het. En dan 10 een in sy liggaam was daar ook interne bloeding omdat hulle hom so rof hanteer het en so geslaan het en so. Nou hierdie interne bloeding, en onthou dat bruising, dit sê he was bruised for our iniquities.
'n bruise is interne bloeding. Dis bloeding onder die vel, dis interne bloeding. Die interne bloeding praat van my en jou versteekte sondes. Dit praat van daai goed wat ek en jy nooit in die lig gaan bring nie. Praat van daai goed wat niemand van weet nie. Wat net ek en jy dink ons van weet. Daai goed wat ek en jy doen in die geheim wat ons dink nobody knows about it. Selfs vir daai goed het Christus gesterf. Daai goed wat ons agter toe deure doen waar ons dit niemand kyk nie. Vir dit ook het Christus gesterf. En vir dit ook het sy bloed gevloei. En wat dit vir my mooi maak is, party mense sê, weet jy wat, kom ons gebruik nou maar, kom ons gebruik iets eenvoudig soos rasisme. Kom ons sê nou maar, iemand sê, my oupa was 'n rasis, en my pa was 'n rasis, en ek is 'n rasis, en my seun is 'n rasis, en sy seun gaan 'n rasis wees. Dis daai interne bloeding, dis daai iets wat binne in jou is, wat jy saam met jou ronddra. Die Here sê, I paid a price for that sin. Jy hoef nie meer daarmee te loop nie, en jou kinders hoef nie meer daarmee te loop nie. Dit kan by jou stop. En ek dank die Here daarvoor, want ek was so 'n persoon gewees. Ek het gedink Hitler was 'n amazing man, maar ek was verkeerd geleer as 'n kind. Verstaan? Ek het as 'n kind het ek soos 'n nazi gemars en gesieg huil. Wat 'n dwaas. Maar ek was verkeerd geleer. Ek was deur mense geleer wat is hierdie tipe goed geglo het. En hy was nie hierdie wonderlike ou nie. Hy was een van die mees evil mense wat nog ooit bestaan het. En daar was geen rede om daai ou te erken of te admireer nie. Maar omdat ek nie van beter geweet het nie, het ek gedink, wow, hierdie ou was amazing. En dit wat hy gedoen het was amazing. Al daai miljoene Jode wat hy doodgemaak het was amazing, in my oor. En toe ek tot bekering kom, te besef ek, wat so geweldige ding dit was, en hoe verkeerd ek was. En toe kyk ek na mense met ander oë. Skielik toe mense nie meer vir my velkleur nie. Skielik toe sien ek mense as mense, en hulle velkleur maak nie meer saak nie. Nee? Skielik besef ek, wow, God is nie 'n aannemer van persone nie. Daar's net geen aanneming van persone by God nie. Hy is lief vir almal, en elkeen het 'n kans om gered te word as gevolg van die bloed van Jesus. So die derde een was die interne bloeding, is die versteekte sonde, nee? Dis daai generational sin, dis daai ding wat aangeleerde sonde wat ons oordra aan ons kinders, wat ons kinders oordra aan hulle kinders. Hy het daarmee ook gedeel. Johannes 19 vers 2 praat van die kroon van dorings. Die kroon van dorings wat op Jesus se kop gedruk is, praat baie vir my van emosionele toestande. Onthou, daai dorings was 10 cm lank. 10 cm lange dorings wat op sy kop gedruk is, nadat sy kop klaar so geswel was, omdat hy deur so baie mense geslaan was. En toe was dit met 'n stok vasgeslaan op sy kop. So daai spykers het by sy slaap en goed ingedruk, en selfs sy brein penetreer. En dit praat vir my van al daai sorge, daai bekommernisse, mental illness, bipolar disorder, depressie, anxiety, al daai tipe goed. Dit praat vir my van al daai goed. Dit praat vir my van al daai goed wat so prominent is deesdae. Ek meen, mental illness is een van die goed wat die vinnigste besig is om toe te neem in vandag se tyd. En weet jy wat is vir my scary? Mental illness neem toe, en meer medikasies vir mental illness neem toe, maar die mense raak net sieker. En kinders word net al hoe meer met hierdie goed gediagnoseer. En kan dit wees dat dit is omdat ons die evangelie uit die skole uithaal? Kan dit wees dat dit is omdat ons nie meer die woord van God met ons kinders deel? Kan dit wees dat dit is omdat ons self nie meer 'n verhouding met God het nie? Dat ons vrese en ons insecurities en ons angers en goed projekteer op ons kinders, want kindertjies is so sponsies.
Kan dit wees dat daai kind nie ADHD of iets is nie, maar daai kind eintlik besig is om op mamma en pappa se emosie en mamma en pappa se gedrag te voer. En besig is om dit te gaan uitleef. Nou sit daar een of ander kindig en sê nee, daar's 'n pilletjie daarvoor. En ons drag ons kinders. Ek sê nie daar's nooit gevalle wat dit so is nie. Maar ek wil vir julle sê, daar was 'n vrou wat ek in 'n psigiatriesaal gaan bedien het, een van vele wat die Here genees het, wat ek 'n deur oop gehad het in 'n psigiatriesaal in 'n staatshospitaal. En sy het daar gesit en sy was gediagnoseer deur sielkundiges en deur wat is die ander ouens, psigiaters. Was sy gediagnoseer as 'n paranoid skizofreniek. Nou sulke mense kry nie werk hier, hoor. Geen baas wil 'n paranoid skizofreniek aanstel. Want dit beteken jy sien en hoor goed. Dit beteken jy hoor stemme met jou praat en jy sien goed en jy dink die hele tyd iemand jaag jou. Dis 'n verskriklike toestand om te hê. Jy dink almal praat van jou. Jy dink jy hoor mense se gedagtes. Ek sit en praat met hierdie vrou. Ek sê vir haar, weet jy wat? Kan ek vir jou bid? Ek sê, ek mag nie eers my Bybel ingevat het nie, maar gelukkig ken ek my Bybel. So ek praat toe met haar oor hierdie persoon en hulle noem hom die Vredevors of die Prince of Peace en ek verduidelik vir haar wat vrede is. Ek sê vir haar, wil jy graag hê daai stemme moet weggaan? Sy sê, yes, dit sal amazing wees. Ek sê vir haar, kan ek saam met jou bid? Sy sê, ja, sure. Ek sê vir haar, okay, en ek bid saam met haar en ek lei haar in gebed. En ek vra vir die Here Jesus om in haar lewe te kom. En sy bid self en sy sê, Here Jesus, ek glo dat U die seun van God is en dat U die Prince of Peace is. En dat U orde kan bring. Ek lei haar in haar gebed, dat U orde kan bring in my chaos. Julle, 2 jaar later is ek besig om te preek en die vrou gaan sit daar in my gemeente, ek herken haar nie eers. Ek herken haar glad nie. Sy kom na die tyd uit, sy kom groet my. Hallo pastoor, hoe gaan dit? Ek sê vir haar, nee, goed, ken ek jou? Ja, kan pastoor my nie onthou nie. Ek sê vir haar, nee, wie is jy? Sy sê, pastoor het my by Ward 9 by die psigiatriesaal bedien en so, ek val amper op my rug. Dis 'n nuwe persoon. Sy sê, pastoor, ek wil net vir jou sê, baie dankie. Daai dag toe jy vir my gebid het, toe's die stemme weg. Sy sê, ek het nie die medikasie gestop, ek is ontslaan uit die psigiatriesaal uit, ek is nie meer bang nie, ek het vrede in my lewe. Sy sê, ek het jou gemeente, ek het jou kerk kom soek. En ek wil net vir jou sê, baie dankie. Want daai dag toe jy saam met my gebid het, het Jesus my vrygelaat. Is dit nie amazing nie? Daai kroon van dorings wat Jesus op sy kop gedra het, is vir al daai vrese en angs en bekommernisse wat ek en jy het. Dis vir al daai mental conditions wat ek en jy het. Dis vir daai dementia wat hulle gaan sê jy op jou ou dag gaan kry. Dis vir daai Alzheimer's wat hulle sê jy gaan kry. Dis vir al daai tipe goed. Jy kan sê, Here Jesus, dankie dat daai kroon van dorings U het daai toestand gedra namens my, sodat ek 'n helder verstand kan hê. Here, U het daai ellende beleef, sodat ek U vrede en die gedagtes en sinne van Christus kan hê. En jy kan oud word met die gedagtes en die sinne van Christus. Is dit nie mooi nie? Prys die Here. Ons hoor almal nog stemme, maar hopelik is dit die stem van die Here wat ons gehoorsaam. As jy nie geweet het nie, jy's nie dalk nie 'n skizofreen nie, maar daar's 3 stemme wat definitief met jou praat. Kyk hoe lag Dok Piet nou, is waar. Een is jou eie stem, die eie ek, né? Jou eie siege. Die tweede is die vyand wat jou aankla en vir jou lieg. En die derde is die stem van die Here. En ek en jy moet daai 3 stemme leer onderskei. As al meer as dit is, dan het jy 'n probleem, dan moet jy my kom sien. Dat ons daai ander stemme uitdryf. Prys die Here. Nommer 5, Matteus 27:35, dit gaan oor toe hulle sy hande deurboor het. Nou, toe Christus se hande deurboor word, wat staan hande voor? Hande staan vir werke, né? So, Christus se hande is deurboor en dan lees ons in Matteus 27:35 dat hulle na die tyd looitjies getrek het vir sy klere. So dit gaan oor dat hulle iets boos gedoen het aan hom, nadat hulle hom gekruisig het, het hulle nog sy klere ook gevat
en looitjies getrek daarvoor. En Christus se bloed vloei juis vir mense soos diewe en mense soos mense wat sonde pleeg met hulle hande. Vroue slaanders, kindermolesteerders, diewe, moordenaars, verkragters, mense wat verskriklike goed met hierdie twee hande doen. Jesus het gebloei deur sy hande, sodat jy jou hande kan gebruik om goed te doen met ander. Jy kan verander, die Here kan jou totaal kom verander. Jy weet, hulle sê dat iemand soos iemand 'n sexual offender, iemand wat met kinders wil, kan nie gerehabiliteer word nie, né? Dis kom jou naam kom vir altyd op 'n lys. Jy's vir altyd op 'n lys en dit gaan jou werk en alles vir altyd affekteer. In Amerika is daar sekere plekke wat jy kry so goue plaatjie. Hulle sit 'n goue plaatjie buite op jou muur, sekere state, sodat jou bure en almal weet, hier pervert hulle, hierdie ou is 'n kindermolesteerder. Weet julle wat? Enigste manier hoe so 'n persoon geredeem kan word, gered kan word, is waar hulle werklik by die kruis het. Aan die bloed van Jesus koop hulle vry selfs van dit. Hulle kan vry wees daarvan. Hulle hoef nie vir altyd so te wees nie. Hulle hoef nie vir altyd so goed te doen nie. Jy weet, ek en jy dink, yes, like Robert, dis hektiek, maar dit is die waarheid. Daar is niks wat die bloed van Jesus nie vir my en jou kon doen het nie. So, die vloek wat op die mense se hande was, is ook dan nou gebreek. En dit beteken ook dan nou dat die belofte, wat hy gesê het, alles wat jy doen sal geslaag wees, dat daai belofte ook weer kan word. Dat alles waaraan ek en jy vat, dat dit kan prosper. Dat alles waaraan ek en jy ons hand slaan, dat dit suksesvol kan wees. Dat die seën van die Here weer op ons hande werk kan lê. Ek dink dis belangrik dat ons dit ook onthou en onsself daaraan herinner, dat Christus het 'n vloek geword op die kruis, sodat die seëninge van Abraham na ons kan kom, en dit sluit in, dat dit wat ek en jy doen, ons goed kan doen, en voortreffelik kan doen, en geslaagd kan doen. Dat ons nie hierdie failures of hierdie mislukkings hoef te wees nie. Nommer 6 is Christus se deurboorde voete. Ons almal weet die deurboorde voete simboliseer, as julle nie so weet het nie, autoriteit. In Romeine 16 is daar 'n mooi vers, dit sê, die God van vrede sal binnekort Satan onder julle voete verbrysel. The God of peace, Jehovah Shalom, shall soon crush Satan under your feet. En het julle gesien hoe het Romeinse gladiators gelyk? Hulle het sandale aangehad met sulke spykers in. Sulke spykers in daai sandale. Man, as daai op jou kop getrap het, dan was dit soos iets uit 'n horror movie uit. Hulle het handskoene, staal handskoene gehad, wat nie soos knuckle dusters was nie, dit was sulke spykers, sulke staal penne. As hy jou geslaan het, het hy 'n gat in jou kop geslaan. Dis die tipe goed wat hulle gedra het. So wanneer hy aan die Romeine skryf en hy sê vir hulle, the God of peace shall soon crush Satan under your feet, dan praat hy van daai sandale, daai kruiger sandale, daai gladiator sandale, en hoe God daai Satan totaal vernietig onder jou voete. Jy sien, hy kom koop my en jou autoriteit terug. Toe ek en jy, toe Adam en Eva gesondig het en hulle domein, hulle heerskappy aan Satan oorgegee het die mens sy autoriteit verloor. Dis kom nêrens in die Ou Testament lees jy regtig dat mense kon duiwels uitdryf nie. Dawid was die enigste een wat daai tipe autoriteit regtig gewys het. Die res van die ouens kon nie. Maar in die Nuwe Testament lees ons oral dat ouens in die naam van Jesus duiwels kon uitdryf. Jy sien hoekom? Hy het vir ons autoriteit kom terugkoop. Sy bloed het vir ons sy autoriteit kom terugkoop. En oral waar ek en jy nou ons voete sit, is die koninkryk van God besig om opgeëis te word. How beautiful are the feet of the messengers of the good news. Maar how terrible are the feet of the messengers of the good news. Jy sien, die duiwels wil nie hê ek en jy moet na sekere plekke toe gaan nie. Want wanneer hulle daai voete sien en hulle daai voete hoor, dan weet hulle hier kom moeilikheid. Want hy het vir ons autoriteit gegee. Hy sê ek het vir julle autoriteit gegee om op slange en skorpioene te trap
en niks van die vyand sal julle seermaak nie. Kom ek lees dit vir julle in Lukas 10. Ek deel dit eergister met iemand wat met my gepraat het oor 'n situasie wat hulle het. Ek deel hierdie met hulle. Lukas 10 vers 19. Kyk, ek gee aan julle mag of autoriteit, dis dieselfde woord in die Grieks, om op slange en skorpioene te trap. Praat hy van regte slange en skorpioene? Moet asseblief nie op 'n pofadder gaan probeer trap nie. Moet asseblief nou nie een van hierdie skorpioene van 'n mopani-boom gaan afval en op hom gaan probeer trap nie. Daai goed steek seer. Daar het een my nou eendag in die duim beet gekry toe ek in Malawi uitreik gedoen het. Dit was vrek seer. My hand het soos 'n balloon gestaan vir 3 dae. Prys die Here dat die gif het nie verder gegaan nie, het my gesond gemaak, want ons het op hierdie skrifgedeelte gestaan. Maar skorpioene en slange waarvan hy praat is van die werke van die vyand. Hy praat van demone, hy praat van bose geeste. Hy sê, kyk, ek gee aan julle, ek gee julle mag oor om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand. En niks sal julle ooit skade doen nie. Oor al die krag van die vyand. Glo jy dit nog vandag? Of is jy nog bang vir die duiwel? As jy nog bang is vir die duiwel, dan weet jy nog nie wie is jy in Jesus nie, of wie is Jesus in jou nie. 1 Johannes 4 vers 4 sê, greater is he that is in you, than he that is in the devil. Than he that is in the world. Nee? Groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Christus in jou is groter as die duiwel. Hy is groter as die heerser van hierdie wêreld. Hy is groter as enige demoniese mag. En hy gee vir jou die autoriteit in die naam van Jesus, nie in jou eie naam nie, nie in jou eie autoriteit nie, in sy naam en in sy autoriteit, het jy mag oor hierdie goed. Ek wil afsluit, ek onthou toe ek 2022 in Brazil was, is ek by 'n kerk en ek wil om te preek, maar toe ek al inry toe voel ek, wow, hierdie plek is rof. En ek sien daar so groot losie, so groot vrymesselaar losie daarso. En ek weet, okay, in hierdie plek is die heksery nogal hoog. Die mense is nogal besig met witchcraft en goed hierso. En ek bedien en die Here is vir my amazing goed te doen. Hulle kom na die tyd, hulle sê vir my, sal ons asseblief vir 'n vrou gaan bid. Ek sê vir hulle, okay, ek wil nie regtig lus vir 'n house-call nie, want ons het oggenddiens en aanddiens en julle wil nog lunch ook eet en ergens wil ek voorberei vir vanaand, so nie regtig tyd nie, maar okay. Ek sê, hulle ken julle die vrou? Ja, nee, hulle ken die vrou. En ek dacht toe nou, as hulle bedoel, hulle ken die vrou, dat die vrou weet ons kom. Nee, die vrou weet nie ons kom. Ek haat dit as mense dit. Nee, nou ry ons daartoe, nou sit ek 7 pastore. 7 pastore. En 3 ouderlinge. Nee, stop buite hierdie huis. Maar hulle almal huddel so by mekaar. Hulle sê, ek dacht, wat gaan hier aan? En my tolk kom loop hier langs my, hy sê vir my, hoorie, hulle sê die vrou, niemand kan by haar huis ingaan nie, behalwe die sielkundige wat met haar werk. En die sielkundige wat met haar werk is in hierdie ouse kerk, en hy het gevra julle moet kom. Want as hy haar gaan sien en so, dan staan sy op haar bed en sy blaf hom. Sy staan hande 4 voet op haar bed en sy blaf hom. Hy sê, sy het hom al gebyt, sy het hom al aangerand, en hy dink, as hy sielkundige, dink hy, dis nie mental illness nie, hy dink sy is demon possessed. Ek sê, alright, dan, okay. Klop aan die deur, is 'n muur, dis muur buite en 'n deur, klop aan die deur. Niemand maak oop nie, duiwel weet klaar, ek's daar. Eventually maak die deur oop, hier staan daai vroumies, né? Maar nou kan jy sien, ek meen, jy kan sien, hierdie vrou is so possessed soos jy kan kry. Die ander ouens in die huis, hulle wil nie eers uitkom nie, hulle loer net so by die deur uit. Jy kan sien, hulle wil niks uit te waai met wat hier aangaan. En hulle groet die vrou en so, sy sê vir hulle, nou, you can't, sy kan glad nie Engels praat nie, sy praat net Portugees, sy sê, nou, you can't come in here, ek soek nie besoekers nie meer. Ek sê, okay, wel, jy weet, great, kom ons gaan huis toe. Hulle sê, nee, maar wat nou van haar? Ek sê vir hulle, wat van haar? Sy wil nie, ons moet kom ons gaan huis toe. En ek hoor, terwyl ek daar staan, hoor ek, duidelik, my stolk het dit ook gehoor,
hoe daar 'n man stem praat. En daai man stem praat van langs haar af, net asof daar iemand langs haar staan. Hy sê, I have dominion in this place. I rule this place. Ek sê, hoe is dit? Yes, maar ek laat baie. Maar ek roer hom, ek hoor ek wil vir julle sê, demone verstaan Afrikaans. Ek sê vir hom, ek vermaan jou in die naam van Jesus Christus. Ek bestraf jou, en ek sê vir jou, oral waar ek my voete sit, sal die koninkryk van God uitgebrei word. Jy het geen mag teen my nie. Ek belet jou om verder te manifesteer in hierdie vrou se lewe. En ek beveel jou om nou stil te bly. Ek sê vir hom, can I talk to you? Sy kyk vir my met so'n groot oë. Ek sê vir haar, do you know Jesus? Ek lei haar daar na die Here toe, ek lê vir hande op. Julle, daai vrou raak so kalm, so kalm, so kalm. Niemand het nog ooit vir hande opgelê nie. 'n Vreemdeling wat vir hande oplê, nog nooit gehoor van nie, man. Haar eie sielkundige slaan sy dan met die vuis en byt sy. Sy is so mak soos 'n lammetjie. Ek bid vir haar daar so, sy smile, sy gee my drukkies. Sy is iemand heeltemal anders. Hulle sê vir haar, sal jy nou kerk toe kom? Sy sê vir hulle, sy sal dit oorweeg. Ek neem haar nie kwaadlik nie, want hulle was bietjie weird. Maar die punt is dat net so verander haar hele ding. En daar was 'n duidelike, en sy was die enigste persoon waar gestaan het. Maar daar was 'n duidelike ander party daar. Kliphard gesê, I rule this place, I have dominion here. My tolk kyk net so groot word. Yes, it's on, ja, hier's dit nou. En ek wil julle bemoedig, as jy ooit met sulke goed te doen kry, jy sit jou voete neer, jy skop jou hakke vas, en jy sê, in die naam van Jesus Christus. Die naam bo alle name, die naam wat niemand kan weerstaan nie, vermaan en bestraf ek. Dis klaar, jy bek nie op vir 'n duiwel nie. Hy moet gaan in die naam van Jesus. Jesus sê vers 20, moet julle nie daarmee bly maak dat geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskryf is. Die Engelse vertaling sê, do not be glad of do not marvel that evil spirits obey you, but be glad that your name is written in the book of heaven. Evil spirits obey you. As 'n kind van God is 'n evil spirit verstaan om jou te obey. Nie jy hom nie, hy jou. Dis powerful. So, die deurboorde voete het vir my en jou ons autoriteit teruggegee om te gaan en die woord van God te verkondig en om die werke van die vyand te vernietig. The God of peace shall soon crush Satan under your feet. En ek en jy moet dit weer begin glo. Ek sê vir julle, dis amazing wanneer ek en jy hierdie goed begin kop en verstaan en wandel in wat Jesus reeds vir ons gedoen het deur sy bloed. Johannes 19:34, die laaste een, die 7de een, is toe hy spies in sy sy steek. Toe die spies in sy sy steek, toe kom maar uit bloed en water, nee. Die bloed wat uitgekom het, is die laaste bloed, sy laaste bietjie bloed, en die water, dis daar, hulle beweer van die drukking op hom, en daar 'n sak water om sy hart gevorm, hy het soos 'n hartversaking gehad, nee. En dit simboliseer baie vir my broken heartedness, gebroke hart, nee, om broken hearted te wees. En Psalm 34:18 sê that the Lord is close to the broken hearted and he saves the crushed in spirit. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As jy op 'n plek is wat jy gebroke van hart is en jy stikkend is en jy sê Here, ek kan nie meer so aangaan nie, dan is hy daar om jou te red. Hy's daar en wat gebeur wanneer 'n vrou 'n kind baar? Wat se twee elemente is daar definitief? Bloed en water. Bloed en water. So wanneer Christus gesteek word en daai bloed en daai water kom uit, is dit ook 'n simboliek vir wedergeboorte. Om te sê dat wanneer ek en jy ons vertrou in hom sit, kan ons gewederbaar word. Ons kan gebore word uit God. Ons kan kinders van God word. Ons kan gewederbaar word. Nie meer net 'n natuurlike geboorte nie, maar ook nou 'n geestelike geboorte. Amen. Dankie Jesus. Wow.
Is daar 'n powerful? Kom ons bid saam, kom ons staan, kom ons sluit af. Thank you, Jesus. As jy gedoop wil word, en jy onthou die enigste vereiste om gedoop te word, is jy moet glo dat Jesus Christus God is. Hy is die Seun van God, hy is God. Jy moet glo dat hy uit die dood uit opgestaan het. Want dis gelowiges wat gedoop word. Jy weet, as ek jou doop vir enige ander rede, dan het daai doop geen krag. Geen krag. Ons bad daagliks, ons swem daagliks, ons word daagliks onderdompel. Daar's geen krag nie. Die krag kom wanneer dit 'n geloofsaksie raak. Wanneer dit iets raak wat ek sê, weet jy wat? I have decided to follow Jesus. En nou gaan ek voor getuies bely dat ek glo. Jesus is die Here. En hierdie doop wat word begraaf. Ek word begrawe, ek vereenselwig my met sy dood en met sy opstaan. Amen. As jy sê, Robert, ek wil dit doen, dan kan jy vanaand 6:00 hier wees waar ek met die doopelinge praat, en dan maak ons jou gereed en dan doop ons jou ook. As jy 'n Shalommer wil word, volgende Sondag is die lidmaatskap vrystelling. Stuur vir ons jou besonderhede of vul 'n papiertjie daar agterin, maar kom vanaand en kom hoor wat dit alles behels. Amen. Prys die Here. Ons wil nie kerk speel nie. Ek stel nie Shalommers vry om 'n membership base op te bou of iets nie. Ek stel Shalommers vry om 'n weermag op te rig. En almal het 'n gawe en almal het 'n vermoë en almal het 'n talent en almal moet bekwaam word om iets te doen in die koninkryk van God. That's what we're busy with. Daar's plek vir elkeen van julle om te dien in die liggaam van Christus. En as daar nie, ons gaan daai plek identifiseer. Soos jy saam met ons stap, gaan ons daai plek identifiseer. En dan gaan jy begin voel, nou lewe ek my roeping uit. Nou is ek besig om te lewe vir God. Ons moet daai plek net identifiseer. Thank you, Jesus. Kom ons sluit ons bid. Vader, ek wil vir U dankie sê vir vanoggend en Here, soos ons praat oor die 7 maal wat ons Here Jesus gebloei het, dan besef ons Here dat ons besef dat die menslike liggaam het so min of meer 4 liter bloed. En ons besef dat teen die tyd wat hy aan die kruis gehang het, was daar byna niks oor nie. En elke druppel gevloei vir ons. Here, wanneer 'n mens om 'n plek is waar daar baie bloed gevloei het, dan is daar baie unieke reuk wat mens kan ruik, mens kan bloed ruik. Here, ek wonder soms daai soldaat wat U gesteek het met die spies, toe daai bloed en daai water so oor hom spuit. Wat het hy beleef in sy hart? Wat het hulle beleef om daai kruis, dat daai soldaat op sy knieë val en sê, waarlik, hierdie was die Seun van God. Here Jesus, so baie dankie dat U bereid was om nie net die lam van God te wees nie, maar ook die hoëpriester, die een wat vir ons sondes gaan versoening doen het. En vandag wil ek vir elke persoon hier bid, Here, dat hulle vertroue sal wees, nie in mense nie, nie in hulle eie werke nie, maar totaal in dit wat U vir hulle gedoen het op die kruis. Ek bid, Here, dat elke keer wanneer ons op performance mode gaan, elke keer wanneer ons dink ons kan U help om ons meer heilig te maak, dat ons sal besef, Here, dat dit U is wat in ons en deur ons werk, volgens U goeie wil. Here, help ons om meer en meer te laat gaan van die leiersels van ons lewe en oor te gee aan U. Help ons om al hoe meer en meer te let go en U toe te laat om oor te vat. Help ons om al hoe meer en meer die gesindheid te hê wat Paulus gehad het, om te sê, to live is Christ and to die is gain. My lewe gaan oor Jesus. Elke facet, alles wat ek doen. Here, mag alles wat ons doen U verheerlik. Dankie dat ons voete, ons hande, ons gedagtes, ons harte, elke deel van ons menswees, Here, dat dit geredeem is deur die bloed van Jesus. En dat ons voluit vir U kan lewe. Ons eer U daarvoor.
vir elkeen seën soos hulle hier weggaan, Here, en ek bid dat daar 'n gees van triomf sal wees. Dat hulle hier sal uitgaan, Here, met 'n voortreffelike gees, en dat uit die liefde van Christus en die vrede van God en die genade, Here, sigbaar sal wees in hulle lewens oor ons wonde gaan. In Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here. Seën vir elkeen. Sien julle vanaand.